Ek is so bly aangesien ek nou wil begin aftree daar in die Kruger Wildtuin dat alleen Gous my 'n bietjie meer kan vertel oor hoe om af te tree want one does not simply, nee, die vraag is wanneer en hoe. So Daleen Gous is van ons tuis en sy help ons met al die onsekerhede en die vrae rondom aftrede. Goeiemôre Daleen. Goeiemôre, baie dankie. Dankie vir jou tyd. So wanneer is die vraag? Wanneer behoort 'n mens ernstig oor aftrede en toekomstige verblyf te begin praat? Die realiteit is die meeste mense los dit vir te laat. En dan is daar baie emosies betrokke en gesondheidsdalk probleme. So hoe vroeër, hoe beter. En ek was baie bly dat julle twee nou so vroeër genoem het waar julle wil gaan aftree. En dit is een van die belangrikste aspekte is natuurlik persoonlike voorkeure. Baie van ons het voorkeure en wil nie in 'n klein hokkie gaan sit nie of wil in die Kruger Wildtuin gaan aftree, maar die realiteit is hoe vroeër jy begin beplan en realisties daaraan dink hoe beter. En dit gaan nie net oor finansies nie. Dit gaan oor so baie ander aspekte want baie mense beplan net vir die eerste kort stukkie van aftrede terwyl daar eintlik 'n hele klomp jare is of wat jy in ag moet neem. Watter verblyfopsies is daar en hoe weet ek kies die regte ene? Daar is regtig nie een verblyfoplossing vir wat almal pas nie. Soos wat julle toe nou reeds genoem het, een van die see, een van die wildtuin, is die realiteit dat baie mense het daai persoonlike voorkeure soos ek reeds genoem het, maar die ander goed wat belangrik is finansies, gesondheid en die heel belangrikste is veiligheid. En dan iets wat ook om in ag te neem is natuurlik om so lank as moontlik aktief te bly. Want ons het almal al die stories gehoor en al die stories wat ons oorvertel graag, sodra iemand ophou boer of sodra hy ophou werk, dan raak ons sommer vinnig ouer. Maar die eerlikheid is om jou aftrede so te beplan dat jy aktief kan bly. So daar is regtig 'n verskeidenheid van verblyfopsies en ek praat nou maar uit ons tuise ervaring is dit 'n enkelkamer in 'n groter omgewing waar daar lekker aktiwiteite is of goed beskikbaar is, 'n woonstel, 'n bietjie groter meentuis of dan selfs as jy nou moet begin bekommerd raak, jy het dalk geval of so 'n bietjie versorging. So jy het nie hulp nodig met alles nie, maar jy het 'n bietjie hulp nodig en dan verder regtig gespesialiseerde sorg. As ons praat van Alzheimer se siekte of mense met demensie, dan moet mense nou ook begin dink daaraan. Nie een van ons weet wat gaan gebeur nie. So hoe vroeër ons begin dink aan die tipe opsies wat daar is en dalk 'n bietjie beplan rondom, dit is nie lekker gesprek nie. Ons wil nie graag daaroor praat nie. Maar in die Kruger Wildtuin is daar dalk nie gespesialiseerde sorg nie. So as jy dalk daar aftree, wonderlik, maar gaan jy regtig wil jy jou kinders moet vir jou sê, okay, dis nou tyd. Want dan raak dit 'n emosionele omgewing. Die ander belangrike ding is wanneer trek jy uit jou huis uit, jou jonger dae huis en wanneer trek jy dan nou oor na 'n versorgingsoord of 'n oord waar daar meer gespesialiseerde dienste is vir jou ouer dag, want dit help seker nie jy wag totdat jy 'n besering opgedoen het of nie meer kapabel is nie voordat jy wil trek, want dan maak dit net moeiliker. So dit is so 'n belangrike vraag en die meeste van ons los dit tot op die laaste of die meeste mense in Suid-Afrika veral dink net aan finansies as hulle dink aan aftreebeplanning en nie aan al hierdie ander aspekte nie. En die realiteit is, ja, ons wil almal so lank as moontlik onafhanklik wees en sodra mens daai gesprek met iemand moet begin voer, moet dit 'n sagte gesprek wees want dit kan baie keer hulle laat voel hulle verloor beheer, hulle het nie meer daai onafhanklikheid nie. So dit is baie belangrik dat jy vroeg al begin dink daaraan. Maar sou jy nie daaraan gedink het nie, is dit belangrik dat kinders en familie, vriende altyd naby aan jou is. Dat jy iemand het wat vir jou kan sê, dis nou tyd. En dis nie altyd goed om te wag tot die krisis is nie. So dis hoekom as ons dink aan aftrede, moet ons nie net dink aan die geldjies wat ons wil hê nie en die miljoene, x miljoen wat ons wil eenkant sit nie. Ons moet ook dink aan die realistiese die siektes, die slegte deel daarvan. En dan moet ons sê, as ek dan uit my mooi huis uittrek, of uit my woonstel uittrek, of waar ook uit my Kruger Wildtuin uittrek, waar wil ek eers te gaan? Voordat dit ook te erg raak. Wat doen kinders as ouers nie beplan het vir aftrede nie, of as ouers nie wil verhuis nie?
So dit is gesprekke en ons baie sielkundige raad daar rondom, maar dit is gesprekke wat in die meeste gevalle met baie deernis gevoer moet word, want dit bly moeilik. As daai persoon het nou nie beplan nie of het nou nie 'n plan in plek nie, so dan moet mens baie verstaan, eerder as om te sê, jy kan nie meer alleen bly nie, ma, of jy moet verhuis, om te sê, ons is bekommerd oor jou, ons het gesien dat jy al 2 keer geval het, en die gesprek anderster aanvoer. Nou, by die meeste aftreeoorde en by die meeste ouerhuise, of aftreefasiliteite, is daar hulp en raad en maatskaplike werkers wat weet hoe om hierdie gesprekke te voer. So my raad sal altyd wees om dalk iemand te betrek met die ervaring en kennis oor hoe om dit te hanteer. En dit is nie 'n maklike omgewing nie. So dit is hoekom dit vir ons almal 'n les is om vroeër te begin beplan. Ja. Nou wat is die eerste stap wat 'n mens moet neem in jou aftrede beplanning? Sê nou maar ek is nou dalk nog 20 jaar van aftrede af, maar wat moet ek eers begin doen? Moet ek 'n spaarplan oopmaak? Moet ek sit en dink, wat wil ek doen? Hoe gaan ek vir daai 20 jaar na my aftrede? Hoe lank wil ek leef na die tyd as ek geseënd is? Waar dink mens eerste? So dit is natuurlik so dat nie een van ons weet hoe lank ons gaan leef nie, en die meeste mense beplan net vir die gesonde jare van aftrede. Daai gesonde 20 jaar of daai gesonde 10 jaar, of as jy bevoorreg is langer, maar as jy dalk sieklik is, korter, en enige iets kan gebeur. So die eerste besluit is altyd natuurlik finansiëel, om te voorsien en te verseker dat jy genoeg finansies het om nie 'n las te wees vir iemand nie. En dit is 'n baie moeilike plan, want jy kan nie net beplan vir jou uitgawes van vandag nie, want ons het nou net gehoor met die vorige, daar's inflasie. En daar is, goed, so as jou brood vandag R20 kos, gaan hy definitief oor 20 jaar amper R40 kos miskien. Ja. So, en daar's sakrekenaars op die internet en so aan wat jou kan help met hierdie berekeninge, maar finansies is net een deel. So hoe vroeër jy begin, en met finansies moet jy ongelukkig vroeg begin, ons almal weet dit, as jy te laat begin, dan is dit baie moeiliker en moet jy baie meer wegsit, maar hoe vroeër jy begin, hoe beter, maar moenie net finansies in gedagte hou nie. Hou ook definitief ander aspekte in gedagte, soos die tipe verblyf, die tipe omgewing, jou veiligheid, as jy loop bietjie stadiger, as mens ouer word, alles is bietjie, so veiligheid, sekuriteit, jou onafhanklikheid, ja, as daar iets gebeur, is daar 'n ander plan. Ja. Wat kos hierdie aftree verblyf in eenhede? So die hele aspek het eintlik begin, of die geselskap binne in ons tuise omgewing en as maatskappy het begin daaroor, toe die staatspensioen so bietjie verhoog is na R2400 per maand, en die vraag het ontstaan, dit is nie genoeg nie. Ons kan hoe eers mekaar te vra, is dit genoeg nie? Dit is nie genoeg nie. Dit is ons realiteit. So staatspensioen moet in alle gevalle eerder 'n veiligheidsnet wees, 'n ekstraatjie, as daar. En veral vir mense wat dat iets gebeur, of hulle het sleg belê, of hulle het enige, so ons bejaardes wat in daai situasie is, sal ons altyd probeer help, en kinders is belangrik in daai omgewing, maar kostes hang af van die tipe verblyf wat jy kies. En ons begin in ons tuisomgewing, as jy kyk na 'n kamer of 'n gewone woonstel in 'n groter blok, waar daar ook nog steeds aktiwiteite is 'n realistiese tussen R7.000 en R9.000. Maar sodra mens begin praat van meer gespesialiseerde sorg, of nou begin jy dink aan etes, ek is nie lus om kos te maak nie, en ons 'n wonderlike plek, daar's baie oulike aftreeoorde, maar daar's 'n lekker kos, of ek wil bietjie iemand hê wat na my tuin kyk, of ek wil sulke aspekte, dan raak dit natuurlik duurder. En wanneer ons praat van gespesialiseerde sorg, terme van demensie of Alzheimer se siekte, dan begin mens praat van die dieromgewing. Gespesialiseerde sorg is verskriklik duur. Ons praat van 24 uur versorging deur mense wat spesialiste is, wat medies opgelei is om daai sorg te kan gee, en wat 24 uur na jou moet omsien. Dan praat mens van tussen 12 en R20.000 per maand. En dit hang ook alles af van wat se omgewing jy woon en wat se huis jy woon. So binne in ons tuisgroep is alles 'n bietjie goedkoper.
Dit is ons tuis se het 'n gemeenskapsdoel, dit is begin deur die kerk. Ander groepe waar dit bietjie luukser is en waar daar luukser aftreefasiliteite of in die Bosveld is, dit is natuurlik nog duurder. Ja. So jy moet baie mooi Ja. daaraan dink. En ons praat in vandag se geldterme ook. Ons moet ook onthou Alles in ag oor neem. 20 jaar Ja. lyk daai somme totaal en al anderster. Sjoe, Daleen, ons baie goed wat ons in ag moet neem. Baie dankie dat jy dit net vir ons kom noem het, dat ons moet begin dink daaraan en dankie vir die goeie werk wat jy doen by ons tuis, hoor. Baie dankie julle en baie dankie vir die geleentheid. Bly ingeskakel vir jou nuus om 7.